Goeiemôre vriende. Ons bevind onsself in die kerklike jaar in die nasleep van die sleutelgebeure waarop ons geloof gebaseer is. Jesus se kruisdood en sy opstanding. Dit waarvan Paulus in 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 4 skryf: Broers, ek herinner julle aan die evangelie wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het en waarin julle ook vas staan, waardeur julle ook verlos word, mits julle vashou aan die evangelie woord wat ek aan julle verkondig het, tensy julle vergeefs tot geloof gekom het. Want die wesenlike van wat ek ontvang het, het ek ook aan julle oorgelewer. En dit is, Christus het vir ons sondes gesterf, volgens die skrifte. Hy is begrawe op die 3de dag opgewek, volgens die skrifte. En as Christus nie opgewek is nie, vers 14, is ons verkondiging sinloos, en ook julle geloof sinloos. Vers 19, indien ons hoop slegs vir hierdie lewe op Christus gevestig is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. So vriende, wat hoor ons hier? Daar is 'n sekere inhoud, 'n sekere feitelike waarheid, wat ons nie net met ons koppe moet aanvaar as dis waar nie, maar waarin ons met alle erns moet vashou. Ons moet ons vertroue daarin plaas, omdat dit die inhoud en die feitelike waarheid is waardeur ons op die eind verlos word, waardeur ons skuld voor God as gevolg van ons sondige rebellie teen hom afgeskryf word, waardeur ons toegang het tot die Heilige Gees om ons te bekragtig en te begelei in oorwinning oor die houvas wat die sonde nog oor ons het in hierdie lewe. En op die eind waardeur ons die vaste hoop het om eendag in 'n nuwe staat van lewe in te gaan. 'n Lewe waar daar geen meer sonde, dood, hartseer, pyn of verlies is nie. 'n Lewe in die onverdinde teenwoordigheid van God. So wat is hierdie allerbelangrikste inhoud en feitelike waarheid waarin ons met alle erns moet vashou wat hierdie dinge aan ons waarborg? Dat Jesus Christus vir ons aan die kruis gesterf het en dat hy uit die doodheid opgewek is. Nou wat sou die implikasies wees as hierdie inhoud nie feitelik was nie? As Jesus se kruisiging nie 'n doelbewuste en beplande daad van God was, waar Jesus ons sondelose plaasvervanger was nie, maar bloot die gevolg van Jesus wat sy lak so bietjie te ver gepush het met die Jode en die Romeinse owerhede. Of soos wat die meer progressiewe en liberale perspektief vir ons voorhou, dat dit bloot Jesus, die politieke rebel en sosiale geregtigheidsaktivis, dat dit sy finale voorbeeld vir ons was. Kyk hoe lyk dit wanneer jy werklik met oortuiging teen die onderdrukking en ongeregtigheid van die owerhede opstaan. Of wat sou die implikasie wees as Jesus nie werklik, feitelik uit die doodheid opgestaan het nie? En wat bedoel ek met feitelik? Vandag is dit baie belangrik dat 'n mens sê wat jy bedoel met die woorde wat jy gebruik, want nie almal verstaan meer die woorde op dieselfde manier nie. Ek bedoel met feitelik dieselfde wat feitelik al vir meer as 2000 jaar beteken. Ons het die Engels factual, en dit kom van die Latyns factus af, wat beteken 'n daad of 'n gebeurtenis of iets wat werklik in tyd en ruimte afgespeel het. Met ander woorde, as jy met jou Canon kamera so ongeveer 33 na Christus in Jerusalem by die rotsgraf gaan staan het, sou jy kon afneem hoe Jesus Christus daardie Sondagmôre, daardie eerste Paasondag, uit die graf uit geloop gekom het. Dis wat ek met feitelik bedoel. Wat sê Paulus vir ons? Wat sou die implikasies daarvan wees as hierdie dinge nie gebeur het nie, Jesus se kruisdood en sy opstanding? Dan sê hy, is ons verkondiging sinloos? Die feit dat ons Christene is, wat kerke het en op preekstoele staan, en dan is dit sinloos. En julle geloof is ook sinloos. En is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Want ons glo in 'n fabel, 'n veeverhaal. Ons geloof is 'n siek grap. Ons het geen rede om te hoop nie, en daar is ook geen meer sin aan enigiets wat ons in hierdie lewe doen nie. Want uiteindelik gaan dit geen betekenis hê nie, want alles eindig die dag dat ek my oë toemaak, vir die laaste keer. Maar ons het 'n vaste vertroue. Dit is wat geloof in sy essensie beteken. 'n Vaste vertroue, dat hierdie dinge waar is, dat dit werklik gebeur het. En nie in die eerste plek, omdat 'n 2000 jaar oue boek vir ons so sê nie, maar op grond van die inhoud van daardie boek. Die apostels en 500 ander gelowiges wat met hulle eie oë die opgestane Jesus gesien het en daaroor getuig het. Asof Paulus, wat in vers 6 tot 8 hierdie punt uitwys vir sy tydgenote, wil sê, as jy my nie glo nie, gaan vra vir enige van die ander 500 broers, sommige van hulle is al dood, maar meeste van hulle lewe nog, gaan vra net vir hulle sal vir jou sê. Ons glo op grond van dat Jesus as die Messias ongeveer 60 Ou Testament profesieë en 270 verwysings na die nagevolge van hierdie profesieë, dat hy hulle vervul het wat honderde jare voor sy lewe gemaak is.
Soos wat Paulus vir ons in vers 3 en vers 4 daar wys, volgens die skrifte. Peter Stoner en Robert Newman het al 'n aantal jaar gelede 'n boek geskryf, Science Speaks. En in hierdie boek het hulle die wiskundige moontlikheid uitgewerk dat een persoon slegs 8 van die 60 profeseë vervul, soos wat deur die lewe van Jesus vervul is. En hulle gevolgtrekking is dat die kans is 1 in 10 tot die mag 17, met ander woorde 10 met 17 nulle, of 100 kwadriljoen. En om dit so bietjie meer tasbaar te verduidelik, het hulle gesê, gestel mens maak die hele staat van Texas, met die ekwivalent van ons R1 munte, 60 centimeter, gooi jy die hele staat van Texas toe met R1 munte, en jy verf een van hulle swart, en jy vat 'n blinde man, jy sit hom iewers neer in die staat van Texas, en jy sê vir hom, jy het een kans om daar die swart geverfde munt te trek. Dis een kans uit 100 kwadriljoen. En hulle het gesê, hierdie onmoontlikheid, dat Jesus selfs 8 van die 60, wat nog te sê van die ander 270, profeseë sou vervul, is so klein, dat dit nie op geen manier toevallig kon wees nie. Ons glo, ons het 'n vaste vertroue in Jesus se kruisdood en opstanding op grond van die argeologiese bewyse rondom Pontius Pilatus en die hoërpriester Caiaphas, dat hulle werklik geleef het en werklik aktief was in die tyd van Jesus. Ons glo op grond van die buitebybelse nie-Christelike geskiedskrywers soos Josephus, Tacitus, Lucianus, Maimonides en Pliny, wat hulle oor Jesus van Nasaret se kruisdood en oor sy disippels geskryf het, wat geglo het, dat Jesus, of hulle het geglo en geleef asof Jesus uit die dood uit opgestaan het, en hulle was buite die gemeenskap, geen rede gehad om hierdie oortuiging van die disippels te bevorder nie. Ons glo op grond van die bekering van Jesus se teenstanders. Paulus, wat Christene gehaat het en vervolg het, kom radikaal tot bekering en raak een van die grootste kampioene van die vroeë kerk. En Jesus se halfbroer, Jakobus, wat die brief Jakobus geskryf het, wat op 'n stadium saam met die res van sy familie gedink het, hy's mal, raak op die einde die leier van die Jerusalem kerk en gee sy lewe op die einde op, terwille van die geloof wat hy het in sy ouer broer. Die leë graf, en dat Jesus se liggaam nooit gevind was nie. Ons glo op grond daarvan. Ons glo op grond van die disippels van Jesus, wat vir hulle lewe gevlug het, toe hy gevange geneem was, wat weggekruip het van vrees, toe Jesus gekruisig was, maar op 'n dag openbloot begin verkondig, selfs terwyl hulle gemartel en vermoor is, dat Jesus uit die dood uit opgestaan het. Ons weet, niemand sterf gewillig vir iets wat hulle weet, alleen is nie. Heel hoogtens, ons glo op grond van die getuienis van die Heilige Gees in ons harte, dat hierdie dinge werklik waar is. En laastens, kontroversiële punt, ons glo ook op grond van die twyfel. En wat bedoel ek hiermee? Ons glo op grond van die ongemaklike feite, wat daar van ons in evangelies gegee word, oor Jesus se volgelinge en hulle twyfel. Nou kom ons ontpak hierdie ding so 'n bietjie. Hoe moet ons as gelowiges dink oor die verhouding tussen sekerheid en onsekerheid, en tussen geloof en twyfel? Ek het iewers 'n stelling gehoor, wat nogal oortuigend op die oor val, wat sê, die teenoorgestelde van geloof is nie twyfel nie, maar ongeloof. En dit klink nie heel verkeerd nie, nee. Om net 'n bietjie te twyfel beteken tog nie dat ek vir God verwerp nie. Om net 'n bietjie te twyfel beteken nie dat ek my rug op God draai nie. Met ander woorde, geloof het plek vir twyfel. Dis alright om te twyfel. Sommige van ons kerkse leierskap in Suid-Afrika argumenteer dat twyfel selfs 'n goeie ding is. Ons moet ons sekerhede saggies vashou. Ons moet maklik daarvan kan afstand doen. Ons moet nie te geheg wees aan ons oortuigings nie. Ons moet ruimte laat vir twyfel. Twyfel het in sekere kringe in ons kerk amper 'n status van 'n deug, in Engels 'n value, behaal. Twyfel is iets wat selfs gevier moet word. Daar's 'n boek met die titel In Praise of Doubt. Dis iets wat ons daarvan weerhou om fundamentalisties of fanaties te word. Twyfel hou ons op die eind nederig, dit hou ons afhanklik, dit hou ons eerlik. Twyfel, sal hulle vir ons sê, is die begin van 'n dieper geloof. Dis nie die vyand van geloof nie. Nou goed, ek dink baie van ons kan met sommige van hierdie stellings onsself vereenselwig, of dalk die waarde daarvan insien. Ons as mense, ons het beperkte insig, die werklikheid is veel groter as wat ons menslike breintjies kan begryp. Hoe moet ons hieroor dink? Ek vat julle graag na 4 tekste toe, wat vir ons goeie perspektief hierop bied. Matteus 14, vers 31, die baie bekende storie, wat ons kindertjies ook ken van Petrus
wat op vir Jesus sien aangeloop kom na hulle skytjie toe op die water en hy sê vir Jesus, Here, beveel my om ook op die water na U toe aangeloop te kom. Jesus sê vir hom, kom, en dan klim hy uit en hy loop en natuurlik, dan weet ons, hy kyk rond, hy raak bang en dan sink hy. En kyk wat sê Jesus vir hom toe hulle terug is in die skytjie. Of toe hy nou gesink het. Jesus het dadelik sy hand uitgesteek, hom gegryp en van hom gesê, so sommer daar in die water, terwyl die golwe nog rondom hulle slaan, sê Jesus vir hom die volgende, met 'n hoesende en proesende Petrus wat sopas onder die water ingesink het. Hy sê vir hom, klein gelowige, waarom het jy getwyfel? Petrus het, ons weet dit, in geloof na Jesus toe geloop op die water. Dit was die rede, terwyl sy oë op Jesus was in geloof, was dit die rede dat Petrus op die water kon bly loop. Maar toe hy die golwe sien, het hy begin twyfel. Jesus koppel twyfel aan klein geloof. Hy het dit dus nie beskou as iets om te vier, te koester, of dat dit noodwendig 'n simptoom is van ons menslikheid en daarom maar alright is nie. Twyfel is die verswakking van ons geloof. Dit staan in die pad van ware en volkome vertroue op die Here. Tweede teks, en dit speel af net voordat Jesus hemel toe vaar. Nadat hy nou vir 40 dae lank aan sy disippels verskyn het, hy bring hulle uit na die berg toe, en daar praat hy sy laaste prate met hulle, en dan vaar hy op na die hemel toe. En dan staan daar Matteus 28 vers 17, toe hulle hom sien, voordat hy opgevaar het hemel toe, toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar party het getwyfel. Jesus het nie sy disippels hieroor aangespreek oor hulle ongeloof nie, maar dit is duidelik dat Matteus dit onder sy eerste lesers sy aandag wil bring. Dit is nie 'n gewenste of 'n gepaste reaksie teenoor Jesus se verskyning nie, dat hulle in hom sou twyfel nie. Met ander woorde, dit is nie iets wat die vreugde, dis iets wat die vreugde en die sekerheid van aanbidding ondermyn op die oomblik. Lukas 24 vers 38. Jesus verskyn aan sy disippels kort na sy opstanding en dan sê hy vir hulle die volgende: waarom is julle ontsteld? En waarom kom daar twyfelgedagtes by julle op? So Jesus bevraagteken eksplisiet sy disippels se twyfel hier. Hy verstaan hulle twyfel. Hy verstaan dit. En daarom geef hulle die bewyse van, kyk my hande, kyk my voete, kyk die wonde. Geef my iets om te eet, laat julle kan sien ek is nie 'n spook nie. Maar is nie vir hom maar alright of goed dat hulle twyfel nie. Dit is vir hom sleg. En hy vra hulle uit daaroor. Jakobus 1 vers 6, nie direk Jesus nie, maar Jesus se broer. Die een wat aanvanklik skepties was oor Jesus se die identiteit wat Jesus vir homself toegeëien het. Maar hy moet in geloof bid sonder om te twyfel. Want die een wat twyfel is soos 'n brander van die see wat deur die wind gedryf en heen en weer geslinger word. Jakobus 1 vers 6. Jakobus wat die leier van die Jerusalem kerk geword het, leer hier sy gemeente dat twyfel gebed ondermyn. Hoekom? Want twyfel beteken gebrekkige geloof, gebrekkige vertroue en klein geloof. Here, ek vertrou nie regtig dat U gedoen het wat U gesê U gedoen het nie. Here, ek kan nie regtig glo dat wat hier staan in die woord die waarheid oor U en U wil is nie. Here, ek vertrou U nie genoeg om hierdie dinge in U hande te los nie. Ek sal dit maar eerder terugvat en self iets daarmee probeer doen. Here, ek is 'n Christen, maar ek sukkel om al hierdie dinge te glo wat in die Bybel staan. Ek vertrou nie regtig dat dit U woord is nie. Ek dink meer dis mense se woorde oor U. Vriende, twyfel, so verstaan, is nie iets wat gevier moet word of waardeer moet word nie. Dis iets wat oorkom moet word. Twyfelsaai is die heel eerste ding wat ons sien die Satan doen in die Bybel. Genesis 3 vers 1 sê, die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. Hy het vir die vrou gevra, is dit werklik so, dat God gesê het, julle mag nie van enige boom in die tuin eet nie. Die oorsprong van baie mense, en selfs Christen, is 'n twyfel, kan maklik opgesom word in die essensie van hierdie eerste versoeking in die Bybel. Het God werklik gesê? Gestel jou dat jou vriendskapsverhoudinge of jou gesinsverhoudinge gebou moet wees op so 'n fondasie van twyfel. Kan ek regtig hierdie persoon vertrou? Het hierdie persoon regtig bedoel wat hulle gesê het? Is hierdie persoon regtig wie hulle sê en wie ek al opgeleid het om te wees? Ons is so 'n paar weke terug in 'n lekker lang Facebook gesprek betrokke tussen ons kollegas en een van die kollegas skryf toe iets
Ek sal nou 'n bietjie uitbrei daaroor wat so 'n bietjie inspeel in dit wat ons vanoggend oor praat, oor dat twyfel die teken is van, of dat twyfel 'n kenmerk is van 'n ryk teologie. En my kollega Kenneth Mackenzie van Swak op Moed antwoord toe verskriklik mooi, en ek wil graag vir julle sy antwoord hierso, net soos wat hy op Facebook gestaan het, lees. Twyfel is nie 'n deug wat gevier moet word nie, inteendeel dit is 'n kanker wat bestry moet word. Ek sukkel om Jesus hipoteties te hoor sê, geseënd is die twyfelaars want hulle sal geloof ontvang. Ek vind Jesus talle kere in die Nuwe Testament waar hy die disippels se ongeloof bestraf, kleingelowiges. Waarom het julle getwyfel? Ek lees 'n teks soos Jakobus 1 vers 6 wat iemand wat twyfel as golf van die see beskou word, wat op en af geslinger word. Selfs in ander tekste waar mense worstel met twyfel, gee hy 'n paar voorbeelde, word die twyfel nie gevier nie, maar bely. Ware geloof is kennis en vertroue. Heidelberg Katekismus Sondag 21. God gee genoegsame kennis deur sy besondere en algemene openbaring, die natuur en die skrif, wat deur die Gees as getrou en waar bevestig word. Dis hierdie kennis wat ons lei tot geloofsvertroue en 'n vaste sekerheid. Hebreërs 11 vers 1. My twyfel word besweer deur Christus self. Heidelberg Katekismus Sondag 61, wat my twyfelende hart tot rus bring. 1 Johannes 3 vers 20. En my tasbare versekering versterk teen die nagmaal. Nou natuurlik sê ons nie dat om 'n Christen te wees beteken dat jy geen vrae mag hê nie en oor niks mag wonder nie en alles net soos 'n kind moet inneem en dat dit vir ons moontlik is om alles van God te weet nie, so daar's nie plek vir twyfel nie. Dis nie wat ons sê nie. God nooi ons uit om hom te leer ken en om te soek, om hom beter te leer ken en om beter te verstaan. Dit beteken nie dat ons geloof nie ruimte het vir, baie belangrik, die woordjie misterie nie. Dat daar goed gaan wees wat ons nooit die antwoord op gaan kry nie. Ons geloof het baie plek vir misterie. God is altyd groter as wat ons ooit kan hoop om te verstaan, maar ons geloof laat nie ruimte vir twyfel in die dinge wat God wel aan ons oor homself, sy plan vir die wêreld en sy wil vir ons en ons rol in dit alles openbaar het nie. Ruimte vir misterie, maar nie ruimte vir twyfel in dit wat hy vir ons openbaar het nie. Dit het onlangs by my opgekom, omdat baie van diegene wat twyfel hoog op die prys stel, die argument van God se grootsheid gebruik om juist te argumenteer vir die waarde van twyfel. Dat God altyd groter is as wat ons kan besef. En toe kom dit by my op, ja, God is altyd groter as wat ons kan besef, en daarom is daar plek van misterie, maar hy is nie anders as wat hy aan ons openbaar het nie. Ons het ware kennis van God deur sy woord, en soos wat hy vir ons in Romeine 1 sê, ons kan hom ook uit die natuur uit leer ken, tot 'n mate. Ons het ware kennis oor God, al het ons nie volkome kennis oor God nie. Ons geloof laat ruimte vir misterie, omdat God groter is as wat ons ooit kan verstaan en dink, maar nie vir twyfel nie, want God is nie anders as wat hy homself aan ons openbaar het nie. En vanuit 'n pastorale hoek het ons verseker die voorskrif in Judas vers 22, ontferm julle oor diegene wat twyfel. Dit is interessant as mense na die Grieks toe gaan, dan kan dit ook vertaal word na daardie woordjie ontferm, wees genadig teenoor diegene wat twyfel, of selfs bejammer diegene wat twyfel. Ons het 'n verantwoordelikheid om sag te werk met diegene wat werklik worstel met twyfel. Maar dis nie sommer twyfel wat van enige plek afkom nie. Die konteks van Judas 22 is spesifiek diegene wat twyfel weens die invloed wat valse leraars op van die jong Christene gehad het. Dat die beste ding om te doen nie is om hulle se muur net uit die gemeenskap uit te skop nie, maar om hulle vertroue in die oorgelewerde waarheid en deelname aan die geloofsgemeenskap te herstel, omdat dit deur twyfel wat gesaai is deur dwaalleraars gebreek is. En dit is die punt. Twyfel is nie iets om te vier nie, dis nie 'n deeg nie, dis nie maar alright nie, dis iets om mee te worstel, en uiteindelik in vertroue en afhanklik aan die Here dit te oorkom. Soos ek gesê het, ek was deel van 'n Facebook gesprek so rukkie terug tussen 'n paar van my kollegas, waar die spesifieke kollega die volgende stelling gemaak het. Twyfel is nie die vyand van geloof nie, maar dikwels die begin van 'n dieper geloof. Toegegee, daar's talle voorbeelde in die Bybel en ook in ons huidige tyd, waar God ten spyte van die persoon se twyfel, 'n pad met hulle gestap het, waar hulle op die oomblik in 'n dieper verhouding met die Here ingelei is, maar daar is net soveel
indien nie meer stories nie, waarvan ek bewus is, van mense wat weens twyfel uiteindelik totaal weggestap het van die geloof. In ons eie konteks, in die NG Kerk, in die laaste 3 tot 4 jaar het ons 'n paar voorbeelde gesien van so iets wat gebeur het. Een van die hoë profiel persone wat weggestap het van die geloof af is Dr. Ben de Tooy, hooggeagte kerkleier deur baie jare in die NG Kerk, wat die NG Kerk op talle platforms verteenwoordig het, wat in sy boek in die jaar 2000 skryf, God, geloof in 'n postmoderne tyd, en in die inleiding maak hy die stelling: ek glo, maar ek sukkel om te glo. Met ander woorde, ek is 'n Christen, maar ek twyfel in die grondwaarhede van die geloof. En vandag is hy 'n selferkende post-teïs. Met ander woorde, iemand wat meen dat hy geprogresseer het verby die behoefte aan 'n God om hierdie wêreld te verduidelik. 'n Christen, gelowige, wat begin twyfel het, gebly het in daai twyfel, gemarineer was in daai twyfel, as 'n mens die beeld kan gebruik, wat baie van ons goed ken, en uiteindelik weggestap het van die geloof af. Het God werklik gesê? Kan dit werklik wees hoe God is? Kan dit werklik wees hoe God gemaak het? Kan dit werklik wees wat God van ons verwag? Ek glo, maar ek sukkel om te glo, omdat ek twyfel, en nou glo ek nie meer nie. Nou vriende, ten slotte, wat het ons? Ons het die blye versekering dat Jesus leef. Op grond van die getuienis van die Heilige Gees in ons harte, en op grond van die ooggetuies se getuienis wat Jesus gesien het na sy opstanding, en op grond van die historiese bewyse dat dit wat oor Jesus se lewe, sterwe en opstanding geskryf is, feitelik waar is. En dan sê Paulus ook vir ons in 1 Korintiërs 15 vers 58, daarom, op grond van al hierdie dinge, daarom, my geliefde broers, wees standvastig en onwrikbaar, en wy julle ten volle aan die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Ek sien niks hier van twyfel nie. Wees standvastig en onwrikbaar. Met ander woorde, vertrou die Here. Moenie in hom twyfel nie. Moenie in sy woord twyfel nie. Hy is getrou, hy sal sy woord nakom. Ons het daarom 'n lewende hoop op 'n lewe van betekenis agter hom aan. En uiteindelik die beloning van die opstanding uit die dood, waarvan Jesus die eerste vrug was. Amen.